Die FSA verleng die AGOA-ooreenkoms met Suid-Afrika en, shucks, Leon Schuster vier sy 75ste verjaarsdag. Welkom by die Afrikaanse Visuele Bulletin op Pretoria FM op hierdie 21ste dag van Mei. Ek is Esmerie Eysel. Die vakbond Solidariteit verwelkom die Withuis se besluit om die Wet op Groei en Geleenthede in Afrika, bekend as AGOA, te verleng. Die organisasie sê die ooreenkoms bied belangrike voordele vir Suid-Afrika se ekonomie en help om uitvoere na die FSA as ook werksgeleenthede te beskerm. Suid-Afrika is een van die grootste ontvangers van AGOA-voordele in Afrika, met miljarde dollars se uitvoere wat die mark in die FSA ingevolge die ooreenkoms bereik. Volgens Solidariteit se ekonomiese navorser Teens die Bison skep onsekerheid oor AGOA se toekoms ernstige risiko's vir die land se ekonomie en kan dit werk en groei benadeel. In die verlede was AGOA natuurlik ook in gevaar en het Solidariteit na die Amerikaanse regering uitgereik om Suid-Afrika en die ooreenkoms te behou. In hierdie geval is dit redelik soemloos hernie en ons glo dat ons uitreik in die verlede 'n rol daarin gespeel het. Dit is in die beste belang van Suid-Afrika om nou by die Departement van Buitelandse Sake 'n pro-Suid-Afrika beleid aan te neem en om nie verder die Weste te vervreem nie. Ons sê nie hulle met China vervreem nie, ons sê nie hulle met heeltemal pro-Westers wees nie, maar as Suid-Afrika amper onbelyn kan wees en net in die beste belange van Suid-Afrika optree, is dit wat ons wil sien. Die VF+ sê dis tyd om te sorg dat Suid-Afrika 'n toekoms skep vir almal wat hier woon. Dis ons tyd, is die party se slagspreuk vir die komende plaaslike regeringsverkiesing. Hy het vanmiddag sy registrasieveldtog en verkiesingsboodskap vir die verkiesing wat op 4 November plaasvind in Centurion, Gauteng bekendgestel. Die boodskap is as deel van die veldtog op 'n reuse reklamebord onthul. Die partyleier Dr. Corneille Mulder het gesê dat die ANC sy kans gehad het om die land te regeer, maar het daardie kans verbrou. Mulder sê die tyd het aangebreek vir almal wat glo in Suid-Afrika as 'n natuurskone land vol geleenthede om vir die plaaslike regeringsverkiesing te registreer en deur middel van deelname daaraan verandering en verbetering te bewerkstellig. 30 jaar gehad om van hierdie land 'n sukses te maak. Hulle het 'n gemors gemaak daarvan. En daarom sê ons baie ondubbelsinnig, dit is ons tyd. Dis ons tyd nou. Maar wie is ons? Ons, eerstens, is die Vryheidsfront Plus, tweedens, elke Suid-Afrikaanse burger, wat die slagoffer is vir 30 jaar van korrupsie, van swak dienslewering, van al die wanbestuur wat daar is, dis ook jou tyd. Dis ook die Afrikaners se tyd. Dis ander minderheidsgemeenskappe se tyd. Saam is dit ons tyd. As die ANC dit nie kon doen nie, en hulle kan dit nie doen nie, hulle 30 jaar tyd gehad, dan sal ons dit doen. Ons weet presies wat ons gaan doen. Hier is die geleentheid. Die speaker van die parlement, Toko Didiza, het 'n versoek van die ATM-party afgekeur om 'n mosie van wantroue teen president Cyril Ramaphosa oor die Phala-Phala-skandaal te bespreek. Die ATM en die MK-partye het aangevoer dat die jongste uitspraak van die konstitusionele hof openbare vertroue in die president geskaad het. Die hof het vroeër beslis dat die parlement se hantering van die Phala-Phala-verslag ongrondwetlik was en beveel dat die saak na 'n parlementêre vervolgingskomitee terugverwys word. Die DISA sê die saak is reeds formeel voor die parlement en kan nie deur 'n ander proses vooruitgeloop word nie. Ramaphosa beplan intussen om die artikel 89 paneelverslag oor die Phala-Phala-skandaal in die hof te laat hersien. Die DA waarsku dat inwoners van Pretoria Oos en Pretoria Noord se gesondheid in gevaar is weens Rowriehoel wat al maande lank in die Moreletta rivier invloei. Volgens die party pomp 'n beskadigde rioolpyp huishoudelike afval direk in die rivier in, wat gebiede soos Wingate Park, Moreletta Kloof, Garsfontein en Ferry Glen raak. Die besoedeling vloei uiteindelik na die Rodeplaat Dam
en verder in groter rivierstelsels in wat ernstige omgewings- en gesondheidsrisiko's inhou. Die DA eis dat die Gautengse Departement van Omgewing 'n omgewingsimpakstudie doen en dat die Tshwane Metro die probleem dringend oplos. Die Nasionale Verbruikerskommissie het die laagkoste lugdiens FlySafair na die Verbruikerstribunaal verwys na beweringe dat vlugkapasiteit oorbespreek is en kaartjies vir sitplekke verkoop is wat nie beskikbaar was nie. 'n Ondersoek is van stapel gestuur nadat passasiers gekla het dat hulle op die lughawe in kennis gestel is dat daar geen beskikbare sitplekke is nie. Die ondersoek het gefokus op besprekings wat tussen November 2024 en Januarie 2025 gemaak is. Die kommissie het versoek dat FlySafair se optrede as verbode verklaar word. 'n Boete van 10% van die lugdiens se jaarlikse omset is opgelê. Die komediant en rolprentmaker Leon Schuster vier vandag sy 75ste verjaarsdag. Die grapmaker het aan Pretoria FM gesê dat hy die lewe met dankbaarheid aanpak. Schuster sê hy is dankbaar vir die Here wat hom so lank gespaar het. Hy het ook sy ondersteuners vir hul volgehoue ondersteuning bedank. Schuster sê dat die belangrikste ding nie die films is wat hy gemaak het, of hy self nie, maar diegene wat sy films deur die jare ondersteun het. Hy sê dat 'n mens op 'n sensitiewe stadium kom wanneer jy hierdie ouderdom bereik. Hoewel hy steeds pyn verduur na verskeie mislukte rugoperasies, sien hy tog nog kans vir nog 'n film. Ja, 'n ou raak maar 'n bietjie op 'n sensitiewe stasie as jy hier diep in die 70's gaan. Ek is 'n bietjie terug met die klem op rug, op die brug met die klem op rug. Maar weet jy wat, ek skop nog en ek wil nog rock. En met die Here se genade gaan ek nog 'n movie maak. Hoe weet ek nie, in 'n rolstoel en 'n huiskraan, dat hulle my kan oplig om die nodige goed te doen. Maar dankie julle almal, baie dankie vir die mooi wense, baie dankie vir die ondersteuning deur al hierdie jare. Ek waardeer dit verskriklik baie. Julle sal nie weet. As dit nie vir julle was nie, sou ek nooit die bietjie bereik het wat ek bereik het nie. So uit die diepte van my hart uit. Ziggy, 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 hoi, hoi, hoi. Ziggy, 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 hoi, 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 hoi. Ziggy, hoi. Daar vat hy, soos die ouens sê. Leon, Pretoria FM wens jou opreg geluk met jou 75ste verjaarsdag. En hoewel jy nie na 100 mik nie, hoop en bid ons dat jy wel al lachend daar sal uitkom. En dit bring ons aan die einde van die visuele nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk.